Kom ons raak besig met Vader, net daar wees. Abba, ons kom vanmiddag na U toe. En ek wil vir U vra, Gees van God, hoe lyk ons harte? Is ons lou? Is ons hier vir 'n piknik? Is ons hier om bedien te word, of is ons bedienaars? Vader, ons gaan nie buig voor hierdie wêreld, en voor die sisteem, en voor die merk. Ons gaan buig voor U en U alleen. Ons gaan staan in hierdie uur, soos Sadrag, Mesach en Abednego. Ons sal nie vrees nie. En dan moet ons lewens aflê vir U en U koninkryk. Dan doen ons dit. En ek bid in hierdie uur, Vader, vir elke persoon wat hier is, ook vir hulle kinders, ook vir hulle familie, dat U asseblief ons die gees van onderskeiding sal gee, in hierdie uur, hierdie seisoen, oor Pesach, dat ons nie angstig links of regs of agtertoe sal kyk nie, maar dat ons op sal kyk, Lukas 21 vers 28, want ons weet, ons verlossing is naby. Vader, ons bid in hierdie uur dat U met ons sal wees. Dat U ons sal rig en oprig. As afgesonderde, apart gestelde mense, as U bruid, om te volhard in U woord. Om U woord te bewaar en daarvoor te veg. En dit wat kom oor hierdie wêreld, waar al die bewoners van hierdie aarde op die proef gestel gaan word, dat ons behoue ander kant sal uitkom. Sterk sal staan. Volmoed, vasberade in U, want U is die rots waarop ons staan. Abba, ek bid dat U ons sal sterk maak in ons gees, dat ons sal roem in ons swakheid, en dat U sterke hand ons sal deurlei, oprig, as warriors, in hierdie tyd wat kom. Abba, help ons, om die toets te deurstaan, om die wêreldgebeure wat kom, dit te identifiseer, voorbereid te wees. Want die woord leer ons is goed bekend met die planne van die vyand. Vader, ons wil net weer eens vanmiddag vir U kom dankie sê vir U woord. U woord wat vol lewe is, U woord wat kragtig is, U woord wat skerper is as enige twee snyende swaard. En ek dank U. Ek dank U dat U met ons lankmoedig is. En Abba, dis ons gebed en dis ons roepe teenoor U om ons te help, om ons te rig en ons te lei. En ons bid dit in Yeshua se naam. En ons gees roep uit. Halleluja. Halleluja. Goed, ek wil vandag met jou gesels rondom die getuienisse in die hemel en op die aarde. Ons almal ken Levitikus 23, is ek reg? En ek het dit net nou ook aangehaal in terme van die kalender, Genesis hoofstuk 1 vers 14. Oorloops, net vinnig gou vir julle vra, dat wanneer begin die dag? Dit was aand en dit was môre. Wie wat hier is glo, en jy kan regtig jou praat, wie is hier wat glo dat die dag begin 5:00 in die môre? Niemand nie. Die rede dat ek vra, ek kry geweldige teenkanting van mense wat vir my sê, daai is oud, die dag begin op die dag, wanneer die son opkom, dan begin die dag. Goed, ek wil my vinnig vooruitloop, wat ek met julle wil behandel by die tuingraaf, kan ek 2 minute kry vir dit asseblief? So wanneer is Meester Yeshua dan gekruisig aan 'n folterpaal? Die Vrydag? Oké, kom ons kyk gou. Wanneer hy die Vrydag dan aan 'n folterpaal gekruisig was, dan was hy afgehaal net voor son onder op die Vrydag. Want die volgende dag was 'n Oké, goed. Is dit wat die woord sê? Nee. So wat sê die woord?
Alright, nou moet jy onthou, wanneer jy Vader se afsprake ken, sal jy weet, dat die volgende dag was 'n hoog Sabbat. Dit was die begin van die fees van ongesuurde brode. Dit was nie 'n Vrydag Sabbat nie, of 'n Saterdag Sabbat nie. Bly nou by my. Met ander woorde, as jy gaan kyk in die oorspronklike tyd, en daar's apps wat jy op jou telefoon het, wat jy kan teruggaan in tyd en op jou rekenaar, sal jy agterkom dat Meester Yeshua was op die Woensdag gekruisig aan 'n folterpaal. So kyk nou baie mooi. As hy die Vrydag dan gesterf het, hoe maak ons die som? Nou sit die Saterdag in die graf en die Sondag staan hy op. Ouens, wie glo die leuen? Vir jare was die sluiers oor ons oë getrek. Vir jare, kyk nou mooi, hy is die Woensdagmiddag, is hy afgehaal van die folterpaal, die Woensdagmiddag, en net voor die aanbreek van die hoogheilige dag, met ander woorde die begin, Levitikus 23, die begin van die fees van ongesuurde brode. Hoe lank was hy in die graf? Hoeveel ure is dit? 72 uur. So wanneer het hy opgestaan? Die kerk glo, hy het opgestaan die Sondagmôre, daarom is die eerste dag 'n plek van aanbidding. Wanneer het hy opgestaan? Hy het Saterdagmiddag opgestaan, hy het die 7de dag opgestaan, voor die aanbreek van die eerste dag. Want niemand in Jerusalem loop rond op 'n Sabbat nie. Almal is in die synagoge, almal is in die huise, almal studeer, niemand loop rond nie. Die woord sê vroeg die volgende môre, toe dit nog donker was, toe kom Maria Magdalene by die graf, toe is die kliprol reeds weggerol. Met ander woorde, dit was die eerste dag. So die eerste dag is met ander woorde die fees van Eersteling Gerf. Maar hy het opgestaan op Sabbat. Voor die aanbreek van die eerste dag, hoekom Sabbat? Baie ouens sê, nee, hy het die Sondag opgestaan, want hy mag nie werk op Sabbat nie. Man, dis nonsens. Heeltemal die redenasies, nee. Jy mag nie van hierdie boom eet nie, want dis die boom van kennis van goed en kwaad. En dit klink so reg. Hoor jy weer my stemmetjie? Dit klink so reg. So, hy het opgestaan, presies, uit die middag, 6 uur, afgehaal van die folterpaal, voor die aanbreek van die volgende dag, presies 72 uur, staan hy op, uit die graf uit, voor die aanbreek van die eerste dag. Daarom is hy die meester van die Sabbat. So hy die 10 woorde in Exodus 20, het hy vervul en betekenis kom gee. Hy kom gee betekenis aan Sabbat. Om met my. So mense, wanneer jy die feeste ken en jy verstaan die feeste, sal jy weet, daar's nie ding soos Goeie Vrydag nie. It's amazing vir my dat Goeie Vrydag altyd op dieselfde tyd is. En die Sondag is altyd die opstanding. En nou sê dankie, dat die Sondag is die eerste dag en nou hou ons kerk op die Sondag, want dit is wanneer Meester Yeshua opgestaan het. Daar's nêrens gesag in hierdie woord met betrekking tot dit nie. So wanneer jy die woord verstaan en jy verstaan die feeste, dan moet jy weet. So met ander woorde, mense, die heel eerste feeste is wat? Pesach? Ongesuurde brode? Wat beteken Pesach? Sonde is weggeneem. Uit Egipte uit. Wat beteken ongesuurde brode? Sonde my lewe uithaal? Met ander woorde, ek moet my vereenselwig met die liggaam van Yeshua. Hy is in die buik van die aarde vir 3 dae en 3 nagte, soos die vergelyking in Jona in die vis se maag, 3 dae en 3 nagte, en dan word ons voorberei vir 50 dae vir die verloving wat gaan plaasvind. En dit is Shavuot. Shavuot kry ons die geskenk van die Heilige Gees, om ons wat mee te maak, om ons te guide. 4 maande later, vir is die symbool van die Messias, word die trompette geblaas. Yom Teruah, kom al hy sy bruid. Hy kom al sy bruid, maar op Shavuot,
vind daar 'n hartsbesnydenis plaas. Jeremia 31 vers 31 tot 34. Vind daar 'n hartsbesnydenis plaas. En dan kry ons die krag om 'n getuie te wees. En dan word ek en jy dan beoordeel ooreenkomstig sy woord. En Sukkot is wanneer ons in die bruilof van die lam sit. Nou hoor ek baie predikers praat van, hulle sê Pesach is die bruilof van die lam. Nee, as dit nie vir Pesach was nie, was daar nie Sukkot nie. So wanneer die pla begin in Egipte? Wanneer het die pla in Egipte begin? Die pla in Egipte het begin met Sukkot. Hoekom Sukkot? Want Aaron en Moses kom by Farao en sê, let my people go. Where to? In the wilderness, to do what? To praise Yah. Farao sê, daar is nie manier nie. Die woord kom en hy verklaar in die boek van Jesaja, hy sê, wanneer julle nie Sukkot onderhou nie, gaan ek nie laat reën op julle lande nie. Dis so. En toe kom die pla in Egipte van Sukkot. Met ander woorde, vanaf die Loofhutefees. Hoe lank was hierdie pla? 6 maande. Wanneer die pla gestop? Met die dood van die eerstgeborene. Met die sny van die lammetjie. 6 maande lank het Egipte die pla beleef en ervaar. Kan jy sien hoe belangrik is dit om Vader se woord te verstaan? En wanneer dit begin het? Alright, waarheen het die volk uitgetrek? Waarheen moes die volk gaan toe hulle uittrek uit Egipte uit? Die beloofde land. Die beloofde land. Nee, in die woestyn. Hoekom in die woestyn? Om karakter te bou. Dat hy homself openbaar as hulle man, as die bruidegom, om hulle te lei met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, om water te voorsien, om kos te voorsien. Hulle skoene het nie gesluit nie. Hulle klere het nie verslete geraak nie. Hy was hulle man en hy bring hulle met arensvlerke na hom toe. As hy hulle direk gevat het na die beloofde land, was dit weer eens net godsdiens. Maar hy ontmoet hulle op 'n besondere manier op die berg van Sinaï. En hy openbaar sy ketubah, sy huweliksooreenkoms. En hy sluit met ons 'n verbond, en dis die huwelik waarin ons staan. En meester Yeshua kom bevestig daai huwelik met sy ruach. So vanaf die Skelsee tot en met Sinaï, hoe lank het hulle geloop? 50 dae. Handelinge 1, vers 3. En meester Yeshua het hom gaan vertoon aan die disippels en aan verskeie mense vir 40 dae na die opstanding. En na 40 dae kom hy by die disippels en hy sê, gaan wag in die bovertrek vir hoe lank? Vir 10 dae. En op die 50ste dag stort die gees van Elohim uit. Dat jy net vandag agter die prentjie kom. En dis die Moedim, dis die feeste. My onderwerp is dat ons die feeste sal verstaan en dat die getuienis in die hemel en op die aarde sal saampraat met die wete dat dit behoort aan Yod-Heh-Vav-Heh, die Almagtige. So kyk hoe mooi werk dit nou. Vanaf uitbeweeg uit Egipte uit. Deur die Skelfsee, die doop. 50 dae, met ander woorde, deur die Skelfsee, opstanding, nuwe volk, slawerny is weg. 50 dae Shavuot. So die eienskappe van die bruid is die bloed, ongesuurd, die lewe, opstanding, nuwe mens, hartbesnydenis, ontvang van sy ruach, 4 maande later Messias, Yom Teruah, die blaas van die trompette, hy kom al sy volk, 10 dae later, Yom Kippur, the day of awe, die versoensdag, 5 dae later, Tabernacles. 5 dae genade, deur sy genade, deur completion, deur 'n jubilee, vat hy ons, Levitikus 25, om die volmaakte plan van Elohim te snap. En dis die woord in kort. As jy vir my sê, dat die feeste is oud-testamenties, en dit bestaan nie, en ek verduidelik hierdie goed vir jou, dan verstaan ek nie dat die mense kan sê, jy hoef dit nie te volg nie, dis Joods, niks te maak met 'n Jood nie.
Niks te maak met 'n nasie en 'n volk en 'n kultuur, dit het te maak met hom wat hemel en aarde gemaak het. En dan baie belangrik, dat ons in hierdie proses, die skrifkultuur, sal aanneem, adopt. En die sleutel is Shabbat. Want Shabbat is die teken dat ons aan hom behoort. Goed, die getuienis in die hemel. Kan ons dit gou hanteer? Die getuienis in die hemel. In die hemel, in die boek van Genesis, Bereshit 1 vers 14, praat hy van sy Moedim, die son en die maan en die sterre. Die son en die maan en die sterre. En Abba het in sy almag en in sy alwysheid het hy geweet dat die eerste maand van die jaar moet in die maand van Abib wees, want dis oor die periode van die gars in die lande, groen in die oor, en die son, equinox, op daai stadium, is presies in lyn met hierdie aarde, vir die groei van die gars, perfekte harmonie tussen donkerte en lig. Het julle geweet dat oor hierdie periode in Israel, want dis waar die wortel, dis waar die woord vandaan kom, is die son, sy tydsduur van opkoms tot ondergang, is 100% in lyn vir die gars om ryp te word binne 14 dae. Nie vroeër nie, nie later nie. Perfekte harmonie in die hemelliggame, perfekte harmonie in terme van balans oor die temperatuur van die aarde in daai gedeelte. Perfek. Niks uit lyn uit nie. Dis nie winter nie, dis ook nie somer nie. Die son. En die son, die maan, is die aanduiding van die heilige afsprake. Nuwe maan, Yom Teruah. Wanneer begin Yom Teruah? Eerste dag van? Sewende maand. Sewende maand. Yom Teruah, aan ander woorde met nuwe maan. Nuwe maan, sien jy die eerste keer of die tweede keer? Aan ander woorde 2 dae, nee. Dit kan of 1 dag wees, of dit kan 2 dae wees. Afhangende van die sliwer. Goed. Die sterre dui die konstellasie aan van die seisoen en die gebeurtenisse, soos Virgo. Hy dui presies aan hoe dit wees, hoe sal dit moet wees. So op Pesach, op die eerste dag van Nisan of in Abib, is die gars groen, op die 14de dag ryp. Dan is die beweegoffer in lyn. Die getuienis op die aarde, hoor baie mooi, oor die periode van Pesach, is die nuwe jaar wat aangekondig word, met die balie in die beweegoffer, op die 14de dag. 14 is hy ryp, 15, 16, 17. Yeshua staan op, eersteling gerf, en hy is die beweegoffer, voor die aangesig. Presies dag, datum en tyd. 50 dae later profeties, op Shavuot, koring. 50 dae, Shavuot. In die 7de maand, Sukkot, wingerd, olywe, granate en vye. Getuienis in die hemel, getuienis op hierdie aarde. Dat selfs die vrug wys vir jou die grootheid en die almag van Elohim. Tot die vrug wys dit vir jou. Wie is ons dan om dit enigstens te bevraagteken? Goed, die son, wat verteenwoordig die son? Die son verteenwoordig Maleagi 4 vers 2. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Van wie praat hy hier? En daar sal genesing onder sy vleuels wees. So wat verteenwoordig die son in hierdie skrifgedeelte? Meester Yeshua, daar sal genesing wees en geregtigheid. Wie is geregtigheid? Yeshua, hoor wat sê die algemene kerk. Hy is nou ons geregtigheid wat reg is. In hom het ek my Shabbat, elke dag van die week. Shabbat is 'n afgesonderde dag. Dis 'n apart gestelde dag. Ek wil dit vir julle illustreer, die navraag wat ek kry,
oor hoe naby is dit in die waarheid, en hoe reg kan dit dalk klink, as jy nie 'n woord ken nie. Nou sê die woord, hy sê, die son van geregtigheid sal opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel, soos kalwers uit die stal. Met ander woorde, wie is die lig? Meester Yeshua. En op Shabbat verklaar ons dit. Meester Yeshua het gekom, as die lig, by ons Shabbat-tafel, ons steek die kers aan, dat hierdie lig die duisternis sal verdryf, dis wat hy kom doen het. Hy kom in die vorm om die heerlikheid van die Vader te openbaar op hierdie aarde. Hy kom soos die son. Hy is die volheid van Elohim, liggaamlik. Die son van geregtigheid is openbloot. En wanneer hy weer gaan kom, terloops. Dis vandag al so ver gevorder dat by wyse van satelliete en deur spesiale drones, dat hulle 'n gesig in die hemel vir jou gaan projekteer, wat gaan lyk soos Meester Yeshua. En al die mense van die aarde gaan hom aanbid, en dink dit is hy. Wees versigtig, wanneer gaan hy kom? Met die blaas van die, okay, stop. Hulle het dit al so ver gevorder, dat hulle, by wyse van drones, kan hulle vir jou 'n bassein laat blaas, wat jy oor kilometers hoor. En jy gaan dink, dis die ware Messias. Dis die koms. In Israel, ek dink dit was 2 jaar gelede, het hulle die toets gedoen met die blaas van die bassein, dat die mense dit reg oor Israel gehoor het. Dit was gewees by wyse van drones, en met 'n spesiale klankstelsel. So hierdie goed kom, en die woord sê, pas op, julle gaan sê, daar is die Messias, en daar is die Messias, dan is dit nie hy nie. Wanneer hy kom, sal julle weet. Hoe gaan dit wees? Soos op die dag van Sinaï, the day of Jah. Dit gaan 'n verskriklike dag wees. Gaan dit 'n dag van blydskap wees? Nee. 'n dag van donker en duisternis? Ja. In die wêreld gaan rou bedryf. Hoekom? Want hulle weet hulle gaan verlore wees. Goed, die maan verteenwoordig die bruid. Hoekom die bruid? Kan die maan op sigself skyn? So wat verteenwoordig die maan? Die refleksie van die son. In hierdie konteks, wie is die son? Meester Yeshua. Dis hoekom hy praat, hy sê, my hemelliggame sal my getuienisse wees in die hemel. Kyk na die maan, kyk na die son, kyk na die sterre. So die maan is die refleksie van die son, wat weerkaats. Wat moet ek en jy doen? Die weerkaatsing van sy lig. Tian, ons moet brand in die menorah. Tian het 'n passie oor dit. Is ek reg, Tian? Hy het 'n passie oor dit. So, as jy Openbaring 12 vers 1 lees, dan gaan jy sien, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete. So wanneer die maan 'n bietjie wegdraai, dan is die refleksie nie so in die volheid nie. Nou oor Pesach is Yeshua die bruidegom, en hy kom skyn in sy volheid oor sy bruid, wat ons moet reflekteer aan hom, oor watter periode? Nou, Pesach. En dis die maan is die verteenwoordiging van die bruid. Hoor dat sê die woord verder, hy sê, en wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. So die sterre praat, die maan praat, en die son praat. En dieselfde het gebeur in die boek van Rigters hoofstuk 5. In die boek van Rigters 5 het Deborah die lied gesing om te veg vir ja. Sy het geveg, sy sê, hey, julle het nie 'n koning nie, maar ek is 'n rigter. Hier is die rigting. Nee, ons wil nie hierdie pad loop nie. Ons wil nie hierdie pad loop. Deborah veg. En toe Jotai waarf hy sien dat Deborah veg, toe sê hy, wel as sy veg, dan gaan ek veg.
Toe sien die maan, maar Elohim veg vir Deborah en vir die volk om in geregtigheid te wandel. Want ek gaan nie toelaat dat Elohim alleen veg nie, die maan veg saam en die maan verloor sy glans. En die sterre sê, wel as die maan veg en Deborah sing en sy veg, gaan die sterre inkom en die sterre gaan nie meer hulle glans gee dat jy rigting verloor in terme van noord, suid, oos en wes. En die wolke sê, wel ons gaan saam veg. Ons gaan laat reën op hierdie aarde dat jy die maan en die sterre nie kan sien nie. En het gaan so reën dat hierdie wêreld gevul sal word met waterfonteine. En toe die berge dit sien, toe sê die berge, wel as die aarde, as die son en die maan en die sterre veg, dan gaan die berge veg en die berge begin bewe. Dat die mense rigtingloos, sonloos, verward, rondhardloop en die aarde skud en hulle val in die rivier en die rivier sê, wel as alles veg, gaan ons veg en ons gaan die mens meesleer wat nie in lyn is met God nie. Gaan lees het. Jy weet het. Vervloek is die inwoners van Meron, wat nie saam met geveg het nie. Halleluja. So kan jy sien hoe werk die son en die maan en die sterre? So oor Pesach is die maan 100% refleksie van die son. En dis wat sy bruid moet openbaar in hierdie tyd. Oor Pesach. In Pesach is nou. Halleluja. Die prys wat Messias Yeshua betaal het, die volle prys wat hy betaal het vir sy bruid, en daarom moet ek en jy gaan reflekteer sy strale, sy heerlikheid, son van geregtigheid, sy lewe, sy absolute goddelikheid. Dit bring my in 'n humble posisie. Openbaring 3 vers 10, en omdat jy my woord bewaar, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar, ek sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. Bewaar beteken hagios in Grieks. Wat is my Grieks? Hagios. Holy, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Wat beteken kadosh? Feast keeping people. Feast keeping people. En die draak was vertorend op die vrou. Wie is die vrou? Die bruid. Wat moet die bruid wees? Refleksie van Meester Yeshua. Wat gebeur in die boek van Openbaring 21? Met die nuwe stad Jerusalem. Die son en die maan sal daar nie meer wees nie. Hoekom nie? Hulle hoef nie meer te praat nie, want Yeshua is daar. Hy bring die totale heerlikheid. Daai heerlikheid is die heerlikheid wat Paulus ervaar het op die pad van Damaskus. Dit het hom verblind. Erger is die son. Dis die heerlikheid van Meester Yeshua. En hulle wat sy gebooie bewaar, sal beskermd wees. We need to reflect Yeshua. So hierdie is nie 'n piknik nie, hierdie is 'n plek om toegerus te word as bruid. Ons moet in die allerheiligste wees en van daaruit funksioneer, terug in die heilige, deur die voorhof in hierdie wêreld in. Halleluja. Kom ons sê hom meer as jy wil. Prys sy naam. Sy het 'n manlike kind gebaar in die Openbaring, wat met 'n eysterscepter sou regeer, en haar kind is van haar weggeruk na Elohim se troon. So wie was daardie kind? Meester Yeshua. Meester Yeshua. Die sterre, wat openbaar die sterre? Kom ons gaan kyk. Openbaring 1 vers 20. As jy mee, dan sê jy vir my halleluja. Alright, die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die sterre, die 7 sterre, is wie? Die engele van die 7 gemeentes. En die 7 kandelaars, wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So sê gou vir my, is hier 'n engel teenwoordig? Wat se gemeente is ons?
Daar's 7 toestande in die kerk vandag. Daar's 7 toestande in die gemeente vandag. Nou daai 7 toestande is 'n simbool van die 7 gemeentes waar ons nou staan. Dis die lauwarm, dis hulle wat wandel. Hy praat hier van die Jode wat hulle sê dit is die Jode, maar dis die werkswinkel van Satan. Julle kan dit gaan self lees. So dis wat die sterre verteenwoordig. Daai sterre verteenwoordig die gemeentes. En as daar 'n afgesonderde gemeente sal wees, soos hierdie mense, wat die menorahs is, wat skyn met die 7 attribute van sy Heilige Gees. En as jy gaan skyn, as jy prisma vat deur daai menorah, dan sien jy uitresultaat helder wit, cool white, helder wit, deur die menorah, van watter kant af ook al, van rooi tot by pers en van pers terug na rooi toe, is sy weerskante helder wit. Dis die resultaat, dis die refleksie van die bruid. So die 7 gemeentes kom voor op verskillende plekke. Ons is nie enigste gemeente hier wat Pesach onderhou en wat apart gestel is nie. Daar's baie ander. En by hulle is die salwende krag van die Gees van God ook daar. Elia het gedink hy's alleen. Toe is daar 7000 ander. Ons is nie alleen nie, jy suffer nie alleen nie. Hierdie pad is moeilik. Hy's moeilik, hoe lank nog? Man, daar's ander ouens ook. Dis so. Ons is nie alleen nie. Ons fokus nie meer op onsself nie. Ons fokus op die koninkryk. Met ander woorde, hier sê die woord eintlik, kom uit valse godsdienst uit. Kom uit verskillende plekke uit valse godsdienst uit. My menorah moet skyn, daar waar die Gees van God is. Hy sal sy engele die opdrag gee om jou te bewaak en te bewaar, om 'n vuurkring te trek rondom hulle wat hom lief het, 'n vuurkring te trek rondom die huis van die regverdige. Wandel daarin. Met ander woorde, die refleksie word verloor, wanneer ons nie gehoorsaam is aan sy Torah nie. Dis wanneer jou lig duisternis word. En die menorah is die getuienis van Meester Yeshua, die sentrale boodskap van die Torah. Hy bring die lig in die heilige voor die allerheiligste. So mense, die son, die maan en die sterre is die getuienis in die hemel. Die gars, die koring, die wingerde, die granate, die vye is die getuienisse op hierdie aarde. En elke vrug het 'n spesifieke betekenis met betrekking tot Meester Yeshua. Alles is 'n heenwyse na hom. Alles. Niks is nie oor hom nie. Goed. So, kom ons praat gou oor die getuienis in die hemel en die getuienis op die aarde aan die hand van Meester Yeshua se geboorte. Wil jy dit weet? So, wanneer is hy gebore? Kom ons gaan kyk. So Meester Yeshua, en ek gaan dit nou kwalifiseer vir jou, hoekom my aanname is dat Meester Yeshua is gebore oor die periode van Sukkot. Nie net oor die periode nie, maar 'n spesifieke datum. Hoekom dink jy het ons 'n 7-dag fees oor die periode van Sukkot? Hoekom dink jy het op die 8de dag opgestaan in die boek van Johannes hoofstuk 7 besê dat hy sê, en hy wat aan my glo, soos die skrif sê, dat strome van lewende waters uit sy binneste sal vloei. Hoekom het hy dit gesê? Waarna was dit die heenwyse? Die 8de dag? Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ok, maar die 8de dag was ook sy besnydenis. Goed, maar kom ons gaan kwalifiseer, kom ons gaan kry die gesag, bly nou by my, asseblief. Is dit reg so? Goed, ek wil 'n paar stellings maak om die volgende vir jou deur te gee. Ek gaan stadig praat, is dit reg? Yeshua is gebore, ek skryf hier neer, op die eerste dag van Sukkot. Tydens geboorte was hy in 'n shuka, 'n tydelike plek, tydelike herberg. Hoekom was daar nie plek in al die hotelle en die gastehuise nie? Want dit was Sukkot. 3 keer 'n jaar moet die mans voor die aangesig van Jah verskyn, oor die periode van ongesuurde brode, die fees van weke, en die loofhuttefees. En jy mag nie kom met leë hande voor, ja nie.
Die woordjie tabernacle beteken I want to tabernacle with my people. Ek wil met my mense tabernacle. My brein hardloop. Ek het dit laas jaar hanteer, ek wil dit net vinnig net vir die rekord vir die nuwe mense hanteer. Meester Yeshua het 'n paar adresse gehad op die aarde. Sy heel eerste adres was in die tuin van Eden. Hy het gewandel in die koel aandwyntjie saam met Adam en saam met Eva. Dis die heel eerste adres. Adam en Eva maak droog, hulle pleeg sonde, hulle is wetteloos, hulle luister vir gemengde godsdiens. Dis eintlik wat dit is, nê? En hy gaan terug na sy hemelse woonplek en wanneer kom hy toe weer af? By die inwyding van die tabernakel in die tydperk van Moses, tweede adres op die aarde, in die tabernakel. En hy kom met sy heerlikheid af, sodat die priesters nie kon diens doen nie, want 'n wolk het die tabernakel oordek vanweë sy teenwoordigheid. Vanmôre was hier 'n wolk op die plaas van sy teenwoordigheid. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Dis die tweede, die derde adres, die volk doen sonde, hy neem hulle uit Egipte uit, hulle kom in die beloofde land, hulle maak droog, hulle aanbid die gode van die Gergasiete, die Jewetiete, die Amoriete, die Miskiete en alle ouens. En hulle maak weer droog en hy gaan terug en hy sê ek is moeg vir julle en hy kom die derde keer na hierdie wêreld toe met die bou van die tempel deur Salomo en met die inwyding van die tempel 1 Konings 8 kom hy weer met sy heerlikheid en hy manifesteer op hierdie aarde in die vorm van 'n wolk. Dis die derde adres. En na Salomo se reign split Israel 10 stamme, 2 stamme en hy gaan terug en so mate hy plaas die volk toe in ballingskap onder die beheer van Nebukadneser vir 70 jaar. Hoekom 70 jaar? Want vir 490 jaar het die wee van Jerobeam die Shabbatte ontheilig. So 490 gedeel deur 70. So ander woorde, daar's jou som. So God is 'n regverdige God. Gedeel deur 7, ekskuus. Met ander woorde, elke Shabbat was hulle in ballingskap gewees. Vir 490 jaar, hulle is vir 70 jaar in ballingskap. Vader is 'n regverdige Vader. Hy is terug in die hemel. Die vierde adres kom in persoon. En hy word vlees. En hy sê, I want a tabernacle with my people. Oor watter periode? Oor die periode van Sukkot. Hoekom Sukkot? Dis die verwysing na die granaat. Die verwysing na die vy. Na die wingerdstok. Is al die verwysings wie hy is. Met die verduidelikings in die natuur. Wie is hy? En hy kom en hy verskyn en hy tabernacle met ons. Oor die periode van Sukkot. En die volk maak weer droog, en hy gaan weer op hemel toe, en hy vaar op na die hemel, en die 5de adres is die 5de ene nou, nee. Kom hy terug in die vorm van sy ruach, en hy bly permanent by ons. 5 adresse, genade. En wanneer hy weer kom, die 6de keer, kom al hy die onvolmaakte, wat wandel in die volmaakte. Ons is die onvolmaakte, wat wandel in die volmaakte, en dis sy bruid, en hy neem ons, en hy dra ons oor, en hy kom plaas ons into the bridal chamber. En die teken is die bloed. So wanneer vind die huwelik plaas? Huwelik vind plaas, wanneer die egpaar in die tent ingaan, en almal wag buite die tent. Ek dink dis weird. Almal wag buite kan die tent. En dan na 5 minute of 'n halfuur kom die lappie uit. En die lappie wys daar's bloed. En die bloed is die begin van die huwelik. Kan jy sien hoekom dit so belangrik is om jou kinders te leer om 'n maagd te wees? En dis waar die huwelik plaasvind. Ouers, ons het 'n belangrike taak. Goed. So ander woorde, ons is die 5de adres waar hy kom woon. Het hy jou tempel al verlaat?
Of is hy nog steeds daar? Is daar 'n wolk om jou vanweë sy teenwoordigheid? Goed. Nou wil ek jou vat terug na die Ou Testament, en as jy die Ou Testament verstaan, dan verstaan jy baie belangrik die geboorte van Meester Yeshua. Dit word in die Ou Testament, ek hou nie daarvan nie, dit word in die Torah bespreek, en dit word geopenbaar in die lewende woord. Baie dankie. Goed. Gaan gou vir my asseblief na die boek van Levitikus, hoofstuk 23, vers 33. Yotai Wafai, die Almagtige, het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel, en sê, op die 15de dag van die 7de maand, is die 7 dae lank hittefees vir Yotai Wafai, die Almagtige. Die eerste dag van Sukkot vind plaas op die 15de dag van die 7de maand. Hierdie dag het die woord vlees geword. He tabernacle with us. Vers 35. Ek gaan dit nou kwalifiseer. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. So die eerste dag is 'n heilige dag. Dis Sukkot. Goed, kyk gou vir my. Die eerste dag is 'n heilige dag. Stop gou daar. 6 maande terug, Pesach, die dood van die lam. Die 15de is die dag van die eerste dag van ongesuurde brode. Heilige dag is Johannes die Doper gebore. Presies 6 maande voor Yeshua se geboorte. Met ander woorde, Johannes die Doper is gebore op die 15de dag van die maand, die begin van ongesuurde brode, hoogheilige dag. 6 maande later, Meester Yeshua, op die 15de dag van die fees. Nie van die fees nie, van die maand. Nou sê die woord, op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees, 'n beroepswerk moet daar vir julle wees. Die eerste dag is 'n heilige dag. So wanneer was dit gewees? Pesach is op die 14de, Unleavened Bread is 'n hoogheilige dag, net na Pesach. 6 maande later, op die 15de van die 7de maand, is Meester Yeshua gebore. Die eerste dag van die 15de dag van die 7de maand, is die loofhuttefees. Goed, kom ons gaan verder. Meester Yeshua en Johannes is op albei heilige dae gebore. Johannes is gebore, Meester Yeshua het vlees geword. Op die 8de dag is hy besny, en dit staan bekend in Israel oor al die tydperke, rejoice in the Torah. Dis wat dit beteken. Rejoice in the Torah, Simchat Torah. Johannes 7, vers 7 tot 38. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Meester Yeshua opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat in my glo, soos die skrif sê, dat strome van lewende waters uit sy binneste sal vloei. Met ander woorde, daar's 'n internal besnydenis van lewende water. Rejoice in die Torah, nou in ons harte. Die 8de dag is die aanduiding van ewigheid, die dood van sonde en die dood van dood, want ons sal lewe al het ons gesterwe. In die Torah se volheid kom in ons binneste. In Yeshua se karakter word ten volle uitgeleef. En nou is ons priesters en profete in sy koninkryk. Ek wil net vandag teruggaan na Levitikus hoofstuk 23 vers 28 tot 31, net om jou die konteks te gee. Vers 28, en op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoensdag, om vir julle 'n versoening te doen voor die aangesig
van ja. Hoekom ek dit sê? Kyk gou vir my. As jy gaan kyk na Sukkot, is vir 7 dae. 7 dae. Voor Sukkot kry jy Yom Kippur. Yom Kippur is hoeveel dae voor Sukkot? 5 dae. 5 dae. Wanneer kry jy Yom Teruah? Yom Teruah is wanneer? 10 vorige dae. Yom Teruah is 2 dae. Kyk nou baie mooi wat nou gebeur. So wanneer ons weggeruk gaan word na die bridal chamber toe. So tussen Yom Teruah en Yom Kippur is daar hoeveel dae? 10 dae. So Yom Teruah is gewoonlik 2 dae. Alhoewel dit 'n 1 dag fees is, nee, maar is 2 dae. Aan woord die dag van die Yom Sien, daai dag is Yom Teruah. Maar ons voorsien 2 dae. So 2 dae en die 5 dae tussen Yom Kippur en Sukkot gee vir jou 7 dae. Die fees is 2 dae, dan voor Sukkot 5 dae, dit gee vir jou 7 dae. Vir 7 dae in die boek Openbaring word die sluier gelig oor wie is ons beloved. Kom ek lees hom vir jou. En na 7 dae word die sluier die vuil gelig, en dus kom Jakob, nie Elia, vir Lea, erken dit nie. Want in die 12 stappe van die bruids, die huwelik, is die 12 stappe, moet die bruid vir 7 dae die vuil dra, voordat dit gelig word. Die 2 dae van Yom Kippur, en die 5 dae voor Sukkot, geef jou 7 dae. Vergeet van die 10 dae van die 10 days of awe. Die 2 dae, ek dra jou in, ek vat jou deur, en ek bring jou in 5 dae voor die tyd, want 5 is genade in die teenwoordigheid, bridal chamber, en op die 7de dag word die vuil gelig. And my beloved, die hooglied kom en hy sê, my beloved will put his hands underneath me. En hy sal my soos 'n baba aan die slaap maak. Sy regterhand is onder my, en sy linkerhand beskerm my. En hy beskerm my into the bridal chamber. En dis wat ons met ons gaan gebeur. En dis Openbaring, dis omtrent eintlik die hele Openbaring. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Kom ek gee gou vir jou. Die Chuppah beteken kapar, wat beteken sluier. En Meester Yeshua beklee ons met sy sluier, met ander woorde met sy bloed, word die periode van Yom Kippur, die versoensdag, en wanneer die bruid uitkom, dan word die sluier gelig na Yom Kippur met Sukkot, en ons sien wie is ons beloved, en ons is voorberei vir die bruilof van die lam. So wat is die betekenis van Shabbat? Die betekenis van Shabbat is die betekenis van die millennium. Saam met die bruilof vir ewig en vir altyd. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die 7 daar was is nie meer nie. En ek, Johannes, terloops, hierdie Johannes, ek sien baie mense maak die fout. Hierdie is nie Johannes die doper nie. Baie mense raak teer mekaar. Hierdie is Johannes die geliefde apostel. So wie die boek Johannes geskryf? Johannes die doper. Wie die boek Johannes geskryf? Johannes die geliefde apostel. So in die woord kry jy eienskappe soos 'n overcomer. Johannes die doper was 'n overcomer. Hy het overkom. Sy eerste dood wil hom in olie wou gebrand het. Toe stuur hom na die eiland Patmos toe. Hy het overkom, hy was 'n overcomer, hy was ook 'n pilaar gewees. En omdat Johannes die geliefde apostel, omdat hy apart gestel was, hy was 'n pilaar gewees, want hy was die enigste man wat opgedaag het by die kruisiging. Hy is die enigste man wat met sy kop op die bors gelê het van Meester Yeshua. Hy was die heeltyd daar, hy was by Meester Yeshua se moeder gewees. Seun, daar's jou moeder, moeder, daar's jou seun. Het Yeshua aan hom geopenbaar wat aan die einde van die dae sal gebeur. Dieselfde met Daniël.
Aan Daniël is geopenbaar by wyse van beeldspraak en visioene wat in die einde van die dae sal gebeur. Daniël was 'n oorkomer. Hy het oorkom 4 konings. Hy het oorkom die leeuhok. Daniël was 'n oorkomer. Hoekom? Want Daniël was 'n pilaar gewees. Dat Nebukadneser sê die God van Daniël moet aanbid word. En as julle nie die God van Daniël aanbid nie, sal ek julle opkap en ek sê julle rondstuur na die res van die nasies dat hulle sal weet, julle moet die God van Daniël aanbid. Daniël was set apart, hy was 'n pilaar en hy was 'n oorkomer. Johannes, die geliefde apostel, dieselfde. Hy het die boek Johannes geskryf net sowel as ook die boek van Openbaring. Nou skryf hy, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor wat sê, kyk, die tabernakel van Jotwaffe is nou by die. Dis ek en jy. En hy sal by julle woon. So met ander woorde, jy's nie alleen nie. So waar jy loop, is hy met jou. Hoekom voel jy alleen? Waar jy is, het jy guns by God en guns by mens. Waar jy kom en jy kom vir 'n probleemsituasie en sê, Vader, baie dankie dat jy my vooruit loop. U sorteer dit vir my uit. Dankie. Ek vertrou u vir dit. En julle sal sy volk wees en hy sal self by julle wees as Elohim. Hy het 'n verantwoordelikheid en ons het 'n verantwoordelikheid. Ek het dit nou met julle behandel. En Elohim sal al die trane van hulle oë afvee, want daar sal geen dood meer wees nie, en ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So as jy dit lees, dan beteken dat jy dit gemaak. Maar die afgodsdienaars en die dronkaards en die leenaars en die hoereerders, hulle sal brand in die tweede vuur en dit is die tweede. Hulle sal brand in die vuur en dit is die tweede dood. Hierdie is ek en jy. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles net die 8ste dag. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Dit is ons toekoms. Kan ek jou vertel van die duiwelse toekoms? Hy het nie. So herinner hom aan sy toekoms. Want hy herinner jou aan jou verlede. Sê vir hom, gaan weg. Jy het geen beheer oor my verlede nie, ek kan niks daaraan doen nie, dit het gebeur. Ek dra die geraamtes en dis die doring in my vlees. Ek kan niks daaraan doen nie, ek kan nie die oordosie terugdraai nie, ek het die swak besluite geneem, ek het droog gemaak, ja, ek het dit gedoen, dis waar ek was, dis waarmee ek besig was, dis verby, ek kan niks daaraan doen nie, so duiwel, hou op om my te herinner aan my verlede, kom ek remind jou aan jou toekoms. Hy het nie jy nie, halleluja. So, moenie my vra, hoorie, vir die duiwel, daai duiwel kan niks doen nie, ek remind hom aan sy toekoms, ek het 'n toekoms. Hy kom met sy aanvalle, maar wie wat, wanneer my aanval is ek nie sterk genoeg om hom te oorwin nie, maar hom in my is sterker as ek, en dis sy gees. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3, sê julle wapens is nie, maar om wat te maak? Skanse, wat is skanse? Jou verlede. Daai mure, wat is daai mure? Goed wat jy self jou mee ingeboks het. Jy het dit veroorsaak. Jou eie woorde. Ek gaan nie jou huis skoon maak nie. Hoe jy leef, maak jy jou eie huis skoon. Dis regtig so. Ouens is so, hoor jy kan maak my huis skoon. Ek gaan dit doen, ek gaan jou help daarmee, maar wie wat, ons moet jou leer om jou eie huis skoon te maak. Die manier hoe jy praat, die manier van jou funksionaliteit in jou huis, bepaal of jy goddelike en of ongoddelike altare skep. En as jy by wyse van jou woorde ongoddelike altare skep, kan ek tot heeldag jou huis uitsalf en die duiwel uitjaag en uitvee en my slipper uithaal en hom pak slaag gee en uitgaan. En hy gaan môre weer terugkom, want die manier hoe jy praat en die manier hoe jy funksioneer, kom hy weer terug. Hy kom weer terug. Dis soos 'n stuk in 'n beursie. Jy het nou geld en môre is dit klaar. So ons moet kennis neem van ons spraak. Want hierdie ouetjie is in die hel aangesteek. Dit is so.
Het jy al gehoor as jy vir iemand groet en jy sê, hoor jy gaan, en dan sê hulle vir jou, nee, dit gaan goed. Weet jy hoe sê hulle nee? Negatief ingestel. Hoe gaan dit met jou ma? Nee, dit gaan goed met haar. Hoekom sê jy nee? Ja, dit gaan goed met haar. Ons is altyd geneig om eers negatief te dink en dan positief. Ek is alleen skuldig hier vandag. Maar julle ook? Ag, dankie. Kom ons bid saam. Dis wonderlik om rondom sy woord te vergader en te weet dat hy is met ons. En ek eer hom vir sy liefde en ek eer hom vir sy grootheid en sy almag. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel humble in sy teenwoordigheid, want hy is ons God en Vader. Meester Yeshua, baie dankie vir hierdie wonderlike tyd wat ons het rondom u woord. En toe u vir die disippels sê, gooi die net aan die ander kant, het die visse na u woord toe gekom. Nie na die net toe nie, na u woord. En die net was eintlik die woord wat ons opvang. En dat ons vandag na die net sal kom op grond van u woord. En dankie dat ons net vandag kan bewus word dat die ganse volheid woon in Meester Yeshua. Hy is die beeld van die onsienlike. Ja. En ons eer u daarvoor. U het alles geskep, het alles gemaak. Trone, heerskapye, sienlik en onsienlik. Alles is deur u, tot u, vir u geskep. En alles deur 'n woord. En daai woord is vandag in ons. En ons besef dit nie altyd nie, en wees asseblief met ons lankmoedig. Dat ons van hier af mense sal wees met dissipline. Dat ons mense sal wees met 'n standaard. Want Meester Yeshua het vir ons 'n prys betaal. Nie net om aan te gaan met hierdie lewe nie, maar om 'n lewe te lei van kwaliteit. Want U het gekom om die werke van die bose te verbreek en in ons lewe te skenk en 'n oorvloed daarvan te skenk wat ons nog nie opgeneem het nie. En ek bid dat ons tot bekering sal kom, dat ons sal ophou aards dink en begin hemels dink. Want ons eindbestemming is in die hemel. Maar ons dink aards wat ons sien so ver soos hierdie mure, maar U het 'n eagle view wat beter sien. U het 'n hemelse perspektief. Daarom weet ons nie wat die dag van môre vir ons inhou nie, maar ons weet een ding, U is reeds in die dag van môre. En daarom kan ek net my hande ophef om te vra, vat my hand en lei my na waters waar rus is. Lei my. In die grootheid en in die almag wie U is. En waar U lei sal ek volg. En ons het hierdie begeerte om soos hier nog met U gewandel het, dat ons met U sal wandel. Vir meer as 300 jaar. Soos wat Noag met U gewandel het, dat ons met U sal wandel. En dat U sal sê, wanneer U na hierdie aarde kyk, hierdie mense is soos 'n Noag, wat genade in my oë gevind het, want hulle is afgesonderd, hulle is heilig. Dat ons genade sal vind, dat wanneer dit kom, dat ons behoue ander kant sal deurkom. Ek roep vanmiddag U naam uit, dat ons is dankbaar teenoor U, want ons was ver. Ons was vreemdelinge. Ons was vervreemd, ons was eintlik U vyande gesind. Maar dankie vir U genade, dat ons kan terugkom deur die bloed van die lam. Dankie vir die hartsbesnydenis wat vandag plaasgevind het. Maar dankie net vir U woord wat met ons praat in ons binneste. Ek kies vandag om U te volg. Hierdie mense kies om U te volg. Hulle het ver gekom. Hulle het hulle plase, hulle besighede op sy gesit om U te wees. Hulle het hulle mense, hulle het hulle families agtergelaat om U te wees. Hulle het hulle huise verlaat. En so bid ek nou, Vader, dat U hulle huise sal beskerm. Dankie dat ek weet, U stuur die engele deur om hulle huise en hulle kinders en hulle
kindskinders te bewaak, en hulle bates te beskerm, omdat hulle hier is. Vader, ek dank U net vir U liefde, en dat ons meld aan vandag vir gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan U bepalings, U instruksies. En Vader, dat ons sonder gebrek en onberispelik bewaar sal word, gees, siel en liggaam, vir die wederkoms van Meester Yeshua. Dat hierdie groepie mense, die lig wat hulle hier gaan aansteek, die fakkel wat van hier af brand, dat daardie fakkel nie uitgedoof sal word met religion, of met familie, of met moeilike tye nie, maar dat ons sal vasstaan as U tabernakel. Dat ons sal wandel en leef in gesondheid, gees, siel, liggaam, weg, waarheid, lewe, voorhof, heilige, allerheiligste, allerheiligste, heilige, voorhof, in hierdie wêreld. Dankie dat U ons toerus met krag uit die hemel uit, om U getuienisse te wees, in hierdie donker wêreld. Leer ons om vas te staan, in geloof, dat ons die wenstreep sal oorskry, en die geloof sal bou, ten spyte van die dorings in ons vlees, ten spyte van moeilike tye, dat ons spraak nie sal verander nie, want ons spraak is by Hom, by wie ons leer om te praat, Meester Yeshua. Dat ons nie soos Petrus sal sê, ek ken Hom nie. Maar Vader, dat ons spraak ons sal weggee, dat ons die stem van die herder sal volg, want U sê, my skape ken my stem. En dat die vrug sal pas by die boom. Abba, ek dank U dat U niet kom maak in hierdie oggend, in hierdie middag. Ek bid dat U sal kom herstel, dat U sal kom restoreer. Ek bid, Vader, dat die skille sal afval van godsdiens, en die skille van tradisie, dat die skille sal afval van die eie ek, en my eie vooropgestelde idees. Dat ons net weer vandag sal aanmeld as klei, want U is die pottebakker, en Abba, as ons verkeerd gemold is, kom sny af, dat ons beter kan groei. Kom bring weer die verdrukking, want in die verdrukkingstye soek ons U aangesig baie meer as in die goeie tye. Leer ons om onsself te verootmoedig voor U aangesig, en lei ons in die spore van geregtigheid, sodat U naam daardeur verheerlik sal word. Abba, dis ons gebed en dis ons roepe, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja. Prys sy naam, prys sy naam. Mense, dit was my 'n besondere voorreg om hierdie woord met jou te kon deel op hierdie Shabbat, die getuienisse in die hemel en op hierdie aarde, en die voorreg wat ons het, om saam met jou te kan staan in die stroom van lewende waters. Weereens dankie dat jy deel is van Menorah Tabernakel se Shabbat uitsendings, en ons glo dat hierdie woord vir jou van groot waarde was, soos wat dit vir ons was, en mag die vrede van Skepper God dan ook met jou wees. En op hierdie pragtige en besondere dag, hierdie afgesonderde dag, wil ek elkeen wat ingeskakel was, seën uit die woord van Judas, hoofstuk 24 en 25. Hoor wat sê die woord met betrekking tot hierdie seën. Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle onbevlek met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste Elohim, ons verlosser, deur Meester Yeshua, ons Messias. Aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. En mag sy wonderbare naam ook vandag verder deur jou verheerlik word, en dat ons handel en ons wandel vir Hom 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer sal wees. Tot 'n volgende keer, Frik Weideman, Menorah Tabernakel, Shabbat Shalom.